my met 'n nuwe generasie wat die evangelie van die koninkryk van God moet verkondig. En jy gaan my saamstem, dis nie altyd maklik nie, want ons klou nog aan die ou dinge vas. Areas in ons lewens wat ons nog nie vernuwe het nie, weet jy. En baie keer is die ou dinge vir ons, maar nou net, jy doen ons daai oorleweringe van ou mense, ou Joseph, hè? En ons klou in dit vas, jong, weet jy, maar dit werk nie, ons klou daaraan vas, ek weet nie hoekom nie, maar dit werk nie, maar ons hou vas daaraan, jy weet jy, ons wil nie los nie. En baie kere, jy weet jy, dan George, dan sit ek en dink ek in Paulus, jy weet jy, maar al die apostels, maar Paulus is die apostel wat die openbaringskennis ingebring het, wie die kerk eintlik is, en hoe die kerk moet functioneer, maar nou die boek Efesiërs, en as jy hom nou begin bestudeer, en jy nuwe Bybel uit van jou, welkom, jy lees hom oor, jy los hom, en dan kom jy daar by die eerste hoofstuk uit, en dan sê hy so mooi vir ons daar, hy sê ek bid vir daar vers 15, 16, hy sê, maar nou, hy het eers die goeie hoedanighede van die Efesiërs besing, en nou sê hy, maar nou bid ek vir julle. Ek kon nie daai ding verstaan nie, jongman. Hy gooi al die mooi goedjes op hulle. Maar nou sê hy, nou sê hy, maar nou gaan ek vir julle bid. Dan sê ek, dank God, altyd deur as ek aan julle, aan my gebede dink. Maar nou bid hy vir hulle hierdie gebed. Hy sê, en mag die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle gee. Nou hoor wat hy bid hy. Die gees van wysheid en die gees van openbaring, sodat jy God kan ken. Maar net 'n paar tekste vorentoe toe sê hy vir hulle, hy sê, julle het die gees, julle die onderpand, julle die Heilige Gees ontvang. Maar nou bid hy weer vir hulle, hy sê, mag julle die Heilige Gees van wysheid en openbaring ontvang, so jy God kan ken, lyk my hierdie chocoladeplaai, ja. Sê jy pla, sit hom net hier so. Ek weet wat met hom te maak. Halleluja. Maar jy sien, kind van die Here, ek en jy moet hierdie dinge lees, en dan moet ons 'n bietjie pyns daaroor, jy weet jy. Jy het 'n chocolate smelt vinnig in jou mond, maar 'n stukkie biltong, jy moet hom kou, Jos, hè. As jy 'n bietjie sien, as jy nog 'n ou bees ook is, 'n ou bil is, jy weet jy's daar kou jy hy biltong oor, jy kou hom. Maar so moet jy die woord kou omhelkom, jy moet hom kou, jy. Met ander woorde, jy werk daai ding deur, jy. En want jy wil die diepte, jy wil hy volle smaak. Ja, hoe sê Paulus, laat ons kan smaak dat God goed is. Ne? En daai waarheid kry, weet jy. Maar die gees van wysheid, sodat ons hom kan ken. Nou, jy wil ons nou leer, nou kom ek leer jou. Jy sien, na mate die openbaring jy kry van God wat in jou is, dat daardie mate, Nico, gaan jy beweeg in die bo-natuurlike. Without the revelation of God within us, you, me, us. Without that revelations, we will not walk in the supernatural. Ons sal nie in die bo-natuurlike beweeg nie. En dis hoekom dit gevaarlik is om net godsdienstig te wees en jy het nie 'n verhouding met God nie. Jy sien, dit gaan alles oor verhouding, daai verhouding uit met God, daai dat jy hom kan ken, dat jy weet,
Weet jy, hy is Abba Vader. He is God, and he loves me. Pastor Johan sê altyd, man, hy kan nou nie help dat hy God se bloei boy is. Hy sê, Johan, jy is reg, dink maar so. Maar ek weet van beter, jy weet jy. Weet jy, so, weet jy. Maar, dis net so meer en meer, weet jy. Baie keer dan kom ons en ons kry baie kennis en ons kry baie leringe, né? Maar die manifestasie is nie daar nie. Ons kan maar vir ander gemeente sê, hier word ons geleer. En julle ouens sit daar in die dood, maar hoe manifesteer? Jy sien, nou die openbaringe van God. Dis daai openbaring. Dis dan gaan hy aan dan sê hy vers 18 sê, verligte oë van julle verstand, julle gemoed, sodat jy die rykdom van die erfdeel van die heerlikheid van God kan opneem. En as jy dit begin verstaan, Lola, dan verstaan jy wat hy daar vir ons sê in vers 3 sê, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in Jesus Christus soos in die hemel. Daai rykdom verstaan ons nie. Nou, ek wil 'n bietjie met jou praat vanoggend oor 'n gedeelte, want ons gaan maar so stap vir stap in die koninkryk van God in. Ons kan baie preke, ouens, ek kan vir jou baie preke gee. Ek kan jou elke Sondag laat uitneel hierso. Maar dis nie waaroor dit gaan nie. If you are born again from the Spirit above, then my job is to equip you for your ministry. Okay. Nou gaan ek vanoggend iets sê van die koninkryk van God, van die God van die koninkryk. Vader God word nie beweeg deur jou behoeftes nie. God word nie beweeg deur jou behoeftes nie. Het ons behoeftes? Ja, ons het behoeftes. Maar daai behoefte van jou, jy gaan sien, partykeer gaan ons in 'n gebed in, dan gaan ons maar in vashoek in hier, en dan moan ons by die Here en ons pleit en ons gaan te kere, ons wil God se hart roer, weet jy, maar God word nie beweeg nie. Ek ken ouens wat vir 40 dae gevas het en nog nie een keer 'n paar keer, maar ek dink nie hulle het die antwoorde gekry nie. God word nie beweeg deur ons behoeftes nie. Lionel, dis die tema van die boodskap. God word nie beweeg deur ons behoeftes nie. Nou, as jy die boek van Matteus hoofstuk 6 vat en jy bestudeer hom so 'n bietjie mooi, want dit is regtig 'n baie belangrike boek om dit kan lees, weet jy. En want daarin sê hy ook, hy sê mos nou daar vers 33, hy soek eers die koninkryk van God, sy geregtigheid, en dan sal alles vir jou bygevoeg word. Maar kom ons lees gou vers 8 vanoggend, vers 8. Matteus 6 vers 8, Matthew chapter 6 verse 8. Moet dan nie soos hulle word nie. Moet nie soos hulle word nie. Want julle Vader weet wat julle nodig het, voordat julle hom vra. Sien kind van die Here, die nuwe generasie moet die boodskap, die reëls van die koninkryk van God ken, om dit openbaar te maak. Maar jy sien, ons praat nog te veel godsdiens en nie die ware reëls nie. The revelation of the word of God, you can only receive that by the Spirit of God. God se gees wat vir jou die waarheid openbaar maak. En dis hoekom Dawid sê in Psalm 37, praat onder korreksie, as jy in u lig, sien ek die lig. Without God, the Holy Spirit, you will never see truth.
Jy gaan intellektuele kennis hê, jy gaan dit kan quoteer, jy kan ouens op die vingers tik en jy kan ouens vermaan en teen die mure uitdrywe met kennis, met veroordeling en met waarheid kan jy dit deurgee, maar dis nou power in dit. En al wat jy maak, jy dryf ouens van jou al weg. Jy trek hulle na jou toe en jy dryf hulle weg. Ek sit baie dae, dan praat ek met Papa Vader en dan besef ek wat genade is. Sodat ek genade kan hê met mense. Want hoeveel genade het God met my? Ook al dis genade. En hoe meer ek dit besef, hoe groter kom daar dankbaarheid in my hart in. Sê Here, dankie vir genade. Genade, Here, dankie dat U met my so genadig is. Here, U het my nie weggegooi nie. Ten spyte van my foute, bly U steeds Papa Vader, U gooi my nie weg nie. Maak ek om seer? Ja, ek bely, sê Here, vergewe my die trane wat ek veroorsaak. Here, vergewe my waar ek hardnekkig is. Here, vergewe my waar ek U gees bedroef. Deur moedswillige sondes. Maar ek wil met jou praat oor hierdie teksvers. Hy sê, Vader weet, as jy moenie soos hulle word nie. Nou, as jy 'n bietjie terug lees in hoofstuk 6, sal jy agterkom, Jesus sê, hulle het baie woorde, hulle praat baie. En hulle hou aan vra, en hulle dink met hulle baie pratery, en hulle baie nekkery gaan hulle dit kry. Nee, weet jy, baie vrouens kry dit reg, maar nie by God nie. Sê ek lieg? Roderick sê ek lieg. Toe maar so raad, jy sal vanaand by, nie ek nie. Maar dit is waar nie wat ek praat, ek kan nek hoor. Dit is so, ek weet. En baie vrouens raak nie baie slimmer. Hulle doen dit net baie meer subtiel. Maar profetees het ook oor my lewe geprofeteer, sy sê, pastoor, maar jy kan dan by die Here nek, hè? Toe sê ek wel, jy kan my nie help nie. God moet my help. Maar ek het gehoor in daardie profesie wat sy vir my gegee het, in daardie die inhoud van dit, jy, toe besef ek iets wat sy vir my eintlik sê. Vandag verstaan ek dit baie beter as wat ek het op daai stadium verstaan het. Ne? Maar ek het geleer om met Papa te praat in plaas met mense praat, want God moet my help. Mense kan my nie help nie. Maar ek moet die reëls ken, en daarom, kind van die Here, ek en jy moet verstaan, God word nie beweeg deur ons behoeftes nie. En jy moet hoor, hoe gaan ouens om in gebedsaksies in hulle pray walks en alles daar se behoefte. En ek sê nie die gebedsaksie is verkeerd, jy moet my nie verkeerd verstaan nie. Maar wat sê die woord? Die Vader weet wat jy nodig het. Vader weet wat jy die bediening nodig het. Vader weet wat Parel nodig het. Maar weet ons dit? Sien, kind van die Here, en daarom is dit belangrik om te verstaan vandag, jy gaan God nie beweeg deur jou behoeftes nie. Vader weet wat jy nodig het. Filippus, God weet wat jy nodig het. Amy, God weet wat jy nodig het. Dis waar. Maar jy sien, kind van die Here, ons moet nog steeds vra. Maar God weet wat jy nodig het. Hy weet alles. Maar kan ek 'n voorbeeld gebruik? Here, ek het dit net 'n voorbeeld. Here, ek het R10 nodig. Dan bid ek, sê Here, dankie, ek het R10 nodig. Nou vra ek vir die Here, R10.
Nee, maar oor 5 minute het ek nog nie die 10 rand gekry nie. Nee. Jy sien, nou begin ek weer te praat. Here, ek het 10 rand nodig. Maar oor 10 minute het ek nog nie gekry nie. En so gaan ek aan, maar môre bid ek nie meer vir die 10 rand nie, want ek het dit nie gekry nie. Jy sien, kind van die Here, God word nie beweeg deur my en jou behoeftes nie. Maar daar's iets wat ek en jy moet verstaan. As ons kyk in Afrika, as ons kyk na Indië, as ons kyk na verskillende Afrika state, hulle gaan dood van hongerte. Dis 'n skelet oorgetrek met vel wat daar loop. As God dat nou meen, hoekom gee hy nie vir hulle kos nie? As God dat nou vieslik met hulle? Nee, kind van die Here, ek en jy moet verstaan, ons verkondig die evangelie van die koninkryk, en die basis van die koninkryk van God is geloof. Nou as jy geloof het, hoekom vra jy 2 keer? As jy geloof het, hoekom nek jy? Jy sien, kind van die Here, wat beweeg God? Net geloof. En as jy regtig bietjie meer wil leer, bietjie meer kennis het, jy het as daar een Bybel hoofstukkie wat jy kan gaan bestudeer, en dis Jeremia hoofstuk 17. Jeremia hoofstuk 17, jy kan nou maar gaan, vat hom teks vir teks, woord vir woord, maar nie vandag lees nie. Dan sal jy kyk, jy sal baie leer daaruit. Maar as jy kyk na Jesus wat in Matteus 6 sê vir hulle, as jy moenie wees soos hulle nie. Na wie verwys hy? Na die kerks mense. Lees hoofstuk 6, en die agterkom, dit is waarheid wat ek met jou praat. Hy praat daar met die Jode. Hy praat met die skrifgeleerdes, en hy verwys na die skrifgeleerdes en die fariseërs. Hy sê, moenie word soos hulle nie. Sê, Here, maar Jesus het geloof gehad, maar hy het dit profeties gesê, moenie word soos hulle nie, want nadat jy tot wedergeboorte gekom het, kan jy nie meer wees soos hulle nie. When you are born again, when you are born from above, nou is jy nie meer in hierdie wêreld nie, nee, maar jy is nou in die koninkryk van God, die koninkryk van God is nou in jou. Maar hoeveel van ons gelowiges hou aan, nek. Jy dink jy gaan God se arm beweeg. En jy al gehoor as iemand, net 'n berig, kry hulle kanker. Hoor hoe praat mense, nou sê hulle nie, maar as die Here nou dit doen, gaan hulle nou dit doen, en die Here kan soveel dinge die daar nog deur jou doen, en vir jou doen, en die, hey, waar val ons uit? As jy berig van kanker kry, wat moet jy maak? Dan ontvang jy die genesing van die Here Jesus Christus van die kruis. Hoeveel keer nek ons vir genesing? Hoeveel keer nek ons vir geld? Pond. En julle weet, Jesus het meer oor geld gepraat as wat hy oor die hel gepraat het. Dis waarheid. Want nie een van ons kan sonder geld daar kom nie. Jy kan my gaan draai. Gaan na by checkers en sê, hey, ek is heilige Philip. Ek het tot wedergeboorte, my naam is in die boek van die lewe geskrywe.
En nou gaan ek weer die trolley deurloop, sonder om te betaal. Ik praat nog niet van jou nie, man, ik praat van heilige Philip. Kan jy agterkom dat ek vir jou wil sê in hierdie dag, kind van die Here, ons praat oor geloof. Jy sien, want as Jesus sê, moenie word soos hulle nie. Waarna verwys hy? As die Vader weet wat jy nodig het, moet ek vra? Ja, ek moet vra. Moet ek aanhou vra? Nee. Want hoekom vra ek 'n tweede keer? Want ek het nog nie ontvang nie. En as die Here nie vinnig genoeg is, ons wil ons hom aanhelp. Sometimes God is super slow, but he's never late. Jy sien, want ons verstaan nie Hebreërs 11 vers 1 en 6 nie. Geloof is 'n vaste vertroue op dinge wat ons hoop. 'n Bewys van dinge wat ons nog nie kan sien nie. Dis geloof. So as ek een keer gevra het, Vader, dankie vir daai R10 het ek klaar gevra. En nou gaan die geloof wat ek het, want God beloon net geloof. Vers 6 sê, sonder geloof kan jy God nie behaag nie. Hulle wat na God toe gaan moet glo dat hy God is. En 'n beloner is vir die wat hom soek. So ek kan na Callie toe kom en sê, Callie, daai chocolate van jou. So ek kan nou Callie nader vir daai chocolate van hom. Nee. Maar as 'n verskil om Callie te nader vir die chocolate is dat ek God nader vir die chocolate. Callie se hart kan hard wees. Sy is my chocolate. Myne. Hy mag so Gabriel maak. Myne. Hy deel nog nie sy chocolates met Iwan nie. Dis syne. Jy sien maar as ek nou met God praat, Vader, dankie vir 'n chocolate en Vader besluit, nee. Hy gaan Callie gebruik om van daai chocolate aan my te voorsien. Dan gaan God in Callie se hart werk. En sê, hier is vir jou chocolate. Nou gaan ek nou nie sê, ek wag Callie nie. Nee, want dis mos 'n manipulasie. Maar kan julle hoor wat ek vir jou sê? En dit is hoe die Here werk. Nou, kom ons gaan so 'n bietjie kyk. As julle reg wil julle leer. Jy sien kind van die Here, wat beweeg God? Net geloof. Nou kom die Here Jesus Christus in Matteus 6:8 sê hy, moet dan nie soos hulle word nie, want julle Vader weet wat julle nodig het voordat julle hom nog vra. Dan kom hy met die Onse Vader uit, dan is die Onse Vader gebed daarna. Maar kom ons kyk gou bietjie Matteus 6 vers 30. Nou, as God dan die gras van die veld wat vandag hier is en môre in 'n oond gegooi word, so beklee, hoeveel te meer vir julle? Wat sê hy nou daar? Wat sê hy woordjie dit nou daar gebruik? Klein gelowiges. Kom ek lig so 'n bietjie vir ons lering uit, 'n bietjie inligting deurgee. Are you created in the image and the likeness of God? So is die heerlikheid van God dan nie op jou baie meer as die gras wat... Maak dit sin? Dis wat die teks vers sê, klein gelowiges. As jy weet, is in die gelykenis beeld van God, sy heerlikheid, sy teenwoordigheid is in en met jou, wie kan teen jou wees? Wat kan teen jou wees?
Maar dan kom die Here Jesus Christus en sê hy, klein gelowiges. Moenie waar nie, Kali, dis nie spooke daai nie. Ek sal sorg dat hy kos nie wegraak nie. Kom kind van die Here, jy sê hy, hey, kom ons lees dit weer, ek wil hê jy moet hoor, jy moet hoor wie jy is, dan kyk ons wat sê Jesus, hy vergelyk die heerlikheid, die beeld van God in my en jou, jy is baie meer werd as God aan die gras van die veld. Wat vandag daar is en môre in die oond gegooi word, so beklee. Joseph, you are filled with the Spirit of a living God. You are born from above, born again, through the blood of a lamb. En die Gees van God het jou saam met Jesus opgewek uit die doodheid en ingebring in 'n nuwe lewe. Hoekom sukkel ons? Daai woordjie, klein gelowige. Jy kan my oud sê, man. Of jy kan my eina sê. En julle weet wat ek van praat. Ek ook. Okay? Ek is deel. Okay? Maar ek groei in die ding. Kom ons gaan nou nog 'n teks. Ja, na Matteus 8:6 vers 26 toe. Vers 8 vers 26. Kom ons lees gou goed daar. En hy sê vir hulle, waarom is julle bang? Jy moet verstaan, kyk gou vir my. Nee, hierdie ouens, Jesus is saam met hulle in die boot. Hulle is op die see. En daar's 'n storm. Absa bank is op jou. Die baljoe soek jou adres. Daar's storms. Maak nie saak wat die storm is nie. Kan jou huwelik wees, kan jou kinders wees, kan jou werk wees, doesn't matter, daar's 'n storm. En nou begin die disippels te paniek. En nou wil hulle Jesus, maar Jesus is in die boot. Hey, kind van God, waar is Jesus in jou lewe? As hy in jou, is hy by jou? Maar Jesus is saam met hulle in die boot. En nou kom hier die storms. En nou begin hulle te paniek en sê, Jesus, gee u dan nie om nie? Ja, wat sê hy vir hulle? Lees 'n bietjie gou vir my, wat sê hy daar vir hulle? Dankie, dis genoeg. Klein gelowiges, kind van God, hoor die woord van God, hoor die stem van God vir jou lewe vanoggend. YouTube luisteraars, luister. Hy is in jou, soos hy by daai disippels in die boot was. As hy in jou, hulle paniek ou Joseph, hulle kyk na omstandighede, hulle het nie geloof nie, hulle glo nie, maar hy saam met hulle in die boot. Die Gees van waarheid is by my en jou en in ons na wedergeboorte. Klein gelowiges, waarvoor is julle bang? God word nie beweeg deur in jou behoeftes nie. Hy weet wat jy nodig het. Het
hierdie goedes praat met my. Klein gelowiges. En hy sê vir hulle, waarom is julle bang, klein gelowiges? Toe staan hy op en bestraf die winde en die see, en daar het 'n groot stilte gekom. Nou hoor wat sê, ek nog later preek bring oor hierdie gedagte. En die manne het hulle verwonder en gesê, wat vir 'n mens is hy? Dit is graag opgewond. Lola, weet jy wat? Mense moet vir jou sê, hey, wat 'n tipe mens is jy? Kom, kind van God, it's time for the church to arise. Om wakker te word. Op te staan uit die dood uit. Nie te wees soos Jesus sê, moenie word soos hulle nie. Hulle sê voor, wat 'n mens is hy? Maar dieselfde gees wat in Jesus was, in daai liggaam in die boot, is in jou liggaam. En die gees van waarheid is by en is in jou. As daar behoefte kom, gaan ons in panic station in. Klein gelowiges. Hy's dan in jou, hy's dan by jou. Het hy nie gesê, groter as hy wat in jou is, as hy wat in die wêreld is nie? As hy dan nie groter as jou storms nie? As hy dan nie groter as jou behoeftes nie? Kom, daar moet iets gebeur in die geestesrealm. Daar moet iets gebeur. Wat vir mens is hy? Dat tot op sal luister na hom. Dan op sal moet my dan 'n bietjie donasie gee vir al die promosiewerk wat ek vir hulle doen. Kom, kind van God. Moenie word soos hulle nie. Vader weet wat jy nodig het. Vader weet, maar weet jy of hy dit kan doen? Of hy dit wil doen? Maar dan sê hy, jy is tot alles in staat. Die Christus wat jou die krag gee. George? Hierdie kontrak is groot. Gaan my vrou 15.000 gee, nie meer 10 nie. Julle kan glimlag daaroor. Ek is ernstig. Nee, ek kan daar maar 15.000 gee ook. Dis fyn, maar die kontrak, wanneer jy moet tender. Man. Julle is dan geld, julle is dan geld. Hoe groot is jou God? Roderick, is time nou, man? Verwet red of blue, wat bakkie, groot bakkie. Nee, te jou bakkie nie, 'n groot bakkie. Kind van God. God wil deur jou openbaar maak wonderwerke, tekens, genesings, sodat die wêreld kan glo van God in jou, dat jy nie meer hoef te sê, hy's daar iewers daar in die blou hemel nie, God is in die hoogste hemel, op die troon, maar hy kom woning maak in my, hy maak hom openbaar deur sy liggaam.
En dis hoekom die gemeente van die Here Jesus Christus, jy kan nie onttrek nie. Nee. Jy kan nie teen die liggaam praat nie. Nee. Jy kan nie teen die eklesia praat, jy kan nie teen die kerk praat nie. Alles hulle 'n ander denominasie, doesn't matter. Ouens, as wanneer jy waarlik openbaring kry van hom wat in jou is, dis wanneer die klein geloof gaan. So lief het God die wêreld gehad. Ons wil ons liefde net draai om hier jou klein groepie mensies van doen hom as bediening. No, is not right. God wil hom openbaar maak aan jou, deur jou, deur daai nuwe Bybel. Dis waarheid. Dis waarheid. Dis waarheid. Dis waarheid. En voordat jy kom kry, dan sien jy die kragwerkinge van God se Gees in deur jou vloei, jou manifesteer. En al wat jy maak, jy bly op jou knieë, sê Here, hou my nederig. Here, laat ek nie verwaand raak nie. Dis waar 'n kind van God moet wees, op sy knieë. Want hoogmoed, Satan sal kom om jou gou-gou hoogmoedig te laat voel. Pride. Hoogmoed maak dat jy afkyk op mense, in plaas dat jy opkyk na God. Kom ons kyk nog het. Is jy nog saam met my? Kan ek nog 'n bietjie praat? Dis Vadersdag, ons gaan nou lekker eet. Ek sien hy kosse kom aan, net hoe langer ek praat, hoe meer bakke kom daar. Halleluja. Blaai sal my na Matteus 16, Matteus 16 vers 8 toe. Maar Jesus het dit opgemerk en vir hulle gesê, wat redeneer julle onder mekaar? Dat julle geen brode saamgeneem het nie. Jy sien, kind van die Here, die kerk verstaan nie. Want ons beoefen dit nie. Ek het gevind, God begin altyd met klein goedjies in my en jou lewe, sodat ons geloof kan bou. Ek gaan 'n getuie gee en ek dink hy sal nog self ieder van die tyd kom gee hierso. Swanny van Woester. My vriend, my broer in die Here. Hy moes gegaan het Vrydag vir harsklep, aorta wat dit nou lig, vervang. En hy donderdag toe kom hy deur, ek sê Swanny, asseblief kom net aan by ons. Kom drink net vinnig koffie, kom, ek wil net vir jou bid. Ek bid altyd vir hom. Maar ek wil net vir hom bid. En toe was so lekker gesels toe hy nou moet ry, want hy was op pad na Panorama toe en ek kan net die bid saam met hom. Ek sê Here, genees hom. Vrydag aand kry ek 'n WhatsApp. Ek is al reeds in die teater met onder sedasie gewees en toe vat hulle 'n sonar weer. En die dokter sê maar wag so bietjie. Wag so bietjie. En hulle vat toe op haar uur dan nog 'n sonar. So hierdie man het nie oorplanting nodig. Hy sê pastoor, dankie vir daai gebed. Dankie vir die gebed. Sien kind van God, ek en jy met taal kry met ongeloof. God se koninkryk, die fondasie, alles in God se koninkryk werk met geloof. Jy kan jou Bybel maar deursoek. God beloon net geloof.
Jy kan chunk en jy kan skreeu en jy kan maar toys gooi en rattles gooi soveel jy wil. Jy gaan nie God se aandag kry nie. Al wat jy gaan kry iemand om jou sterre vir jou warm te maak, man. Sy staan op. Maar geloof is al wat God behaag. God weet wat jy nodig het. Maar God kyk of ek en jy in hom geloof het, sodat hy vir ons kan voorsien. Ook nog een teksvers, julle reg. Net hierso. Gaan na Lukas 12 toe, Lukas 12. Lukas hoofstuk 12. Julle by? Vers 28, 12 vers 28. Sê ook weer so. As God dan die gras van die veld wat vandag daar is en môre in die oond gegooi word, so beklee. Ek wil hê jy moet let op so beklee. Hoe beklee God jou? Met sy beeld, sy gelykenis. Nou, hoeveel meer vir julle klein gelowiges. Sien kind van die Here, kyk hoe bestraf Jesus hulle. Wat, nou, jy moet een ding onthou, kind van die Here, Jesus is hoof van hierdie gemeente. Ons is die liggaam. So hy praat met ons. Hy praat met ons. Ons is die kerk, ons is die eklesia, ons is sy liggaam. Hy is die hoof. Sê hy, doen ons bediening. Klein gelowiges. Of sê hy, geloof. Okay. Julle kyk my so ernstig aan. Ouens, dis 'n ernstige saak nie. Maar God se koninkryk word net gebou op geloof. Kom ons lees gou Jeremia 17. Nee. Dan is ek amper klaar. Jeremia 17. Hy's net na Jeremia 16. Okay. Kom ons lees vers 7 en 8. Geseënd is die man wat op die Here vertrou. En wie se vertroue die Here is. Want hy sal wees, hoor nou. Hy sal wees soos 'n boom wat by die water geplant is en sy wortels uitskiet by die stroom en nie vrees as daar hitte kom nie. Hierdie hitte verwys na probleme, ouers, behoeftes. As probleme op behoeftes kom, sal hy nie vrees nie. Want hy is geplant soos 'n boom by waterstrome, maar sy blad sal groen, maar sy blad bly groen. En in jare van droogte is hy nie besorg nie en hou nie op om vrugte te dra nie. Kom aan, ouers, let op hoe verhoed jou probleme. Of 'n mens se probleme, hoe verhoed daai probleme vir hulle om vrug te dra? Hallo. Kom kind van die Here, sien julle wat ek sien? Hy sal nie ophou om goed te doen, sy blad bly groen. En jy al gesien die ou is 'n probleem te groot raak vir hom, hoe raak sy gesig? Of hoe word haar gesig? Het julle agtergekom, hoe verander hulle liggaam na gees toe? Nee, nou kom die geeskerk toe. Want die liggaam, hy bly by die huis. Waar? Onder die bed. Aha, onder die bed. Is dit wat jy gesê het? Bid maar vir hom. Halleluja. Prys die Here. Nou,
Kom kind van God, né? Ons kan lag daaroor, né? Ons kan huil daaroor, né? Maar vanoggend is nie 'n woord van veroordeling nie, as 'n woord van lewe vir my en jou. Sê, hey, ek gaan nie, my gelaat gaan nie meer verander nie, né? Wanneer daar behoeftes kom, né? God weet wat ek nodig het. En Vader, dankie vir dat U in hierdie situasie vir my onderneem. Here, ek kom met geloof want ek weet U is die groot ek is. Here, is dit finansies, U is Jehovah Jireh. Finansies gaan kom. As daar siekte is, Jehovah Rapha, Here, U is die genees hier. As daar vrede moet kom tussen my en die kinders in my, dan sê ek, Here, dankie, U is Jehovah Shalom. U is die God van vrede. En nou hou ek nie aan om te vra nie. Nou begin ek te jubel en te juig. Here, U het onderneem. Al sal die vyeboom nie bot nie. Al sal daar die vee en die krale wees niks op die berge wees nie. Nogtans sal ek jubel in die Here. Dis geloof. Jou blad gaan nie groen word. Kom hier so gou nog 'n bietjie aan, man. Julle wil nog hoor. Ek weet, sy wil leer. Jy wil mos. Halleluja. Maar sy blad bly groen en in 'n jaar van droogte is hy nie besorg nie en hou nie op om vrugte te dra nie. Nou hoor wat sê hy so, bedrieglik is die hart bo alle dinge. Ja, verdorwe is dit. Wie kan dit ken? Ek, nou hoor wat sê hy so, ek die Here, die soek die hart. Toets die niere, hy praat nie van hierdie niere, hier wat jou liggaam skroei, hy praat van jou denke, jou gedagtes, nou hoor wat sê, om aan elkeen te gee na sy wie, volgens die vrug van sy handelinge. Roderick. Kom kind van die Here. Kry jou koppie reg, kry jou denke reg. God word nie beweeg deur ons behoeftes nie. God word beweeg deur ons geloof in hom. Hy's Abba Vader. En dis hoe dit werk. Geloof. Die koninkryk van God se fondasie is geloof. Here, help my. Maar hierdie goedes maak my opgewonde, Roderick. Dit maak my opgewonde. Ek moet deurbreek. Ek moet ongeloof bely. En nou begin ek te jubel, ek begin eet, dis maklik om vir eendag te jubel. Is dit geloof? Ek jubel totdat hy deurkom. Totdat hy deurkom. En ek sluit af. Hier kom Elia, en hy kom daar by vrou uit, en hy sê, het jy nie vir iets om vir my, daar in Koning 17, jy nie vir my iets om vir ons bietjie te ete te maak, en die vrou sê, ek het net 'n bietjie meel, en ek gaan nou ook iets by mekaar maak, om vir my en my seun 'n koekie te bak, sodat ons kan eet en sterwe. Hoor nou, kind van God, luister mooi. Luister met die gees nou. Hy sê vir haar, nee, maak vir my. Maak vir my iets om te eet. En hierdie vrou, ja maar pastoor, dis al wat ek hier doen, verwag jy, ek moet my 10de gee. Hoe verwag u moet ek 'n offer gee? Hierdie vrou sê, ons gaan eet, ons gaan sterwe. 'n Hopelose situasie.
Die profeet sê, nee, maak vir my. Wat sien ons in daai hoofstuk? Toe hierdie vrou daai broodjie saai. Toe sê hy saai. Ons sien nie hoe hopeloos dit. Ons gaan dood, ons gaan sterwe. Hier kom Capitec. Dan vir hulle ook al 'n kans gee. En die Saidans kom op Pepstok en hulle wil ook dan nog nie uitverloor nie. Kom kind van God. Dus wat maak ek en jy in 'n tyd van hopeloosheid? Ons gaan nou eet en gaan ons sterwe. Gaan nou omkom. Nou. Toe hierdie vrou moet ons uit die ryk aan die ander kant uitgekom. Hoeveel kanne olie het sy? Een broodjie in 'n tyd van wanhoop, van waar jy niks het nie. Ek gaan dit nou maar, dan is ek klaar. Kerk moet leer om te saai in 'n tyd van hopeloosheid. Wanneer die Gees met jou praat, wees gehoorsaam. Wees gehoorsaam. Kind van God, daar's 'n koortjie wat ons sing, my God is bigger than all my problems. What I cannot see. Hebreërs 11 vers 1 en 6. Dis die fondasie van die koninkryk. Geloof sonder geloof gaan God jou nie beloon nie. Dan sal jy aanhou. Maar geloof sê, dankie Here, U weet wat ek nodig het. God weet wat jy nodig het. Hy weet of jy bakkie nodig het. En jy is al so opgeloop, nou, jy is nie so kort. Nee, met 'n bakkie kry jy kan ry, man. Dat is ook nie, daai ouens vir jou vertel, as God wil gehad, jy moet wiele gehad het, jy gebore het met wiele, nee. Ouens wat nonsens, man. Die Here wil hê jy moet goed gaan. Want jy moet die goedheid, George, jy moet die goedheid van God demonstreer. Is jou getuienis. God is alive within me. All power is within me. Ek kan doen wat God sê ek kan doen. Amen. Halleluja.